Nou ja, die vorige keer wat Dion Groot by ons kom kuier het ek en hy heeltemal laf geraak en ons het gesels oor dans in Afrikaans, ons gespring op die banke en al daai lekker dinge gedoen, maar hy is weer hier om saam met ons te kuier en hierdie keer op 'n bietjie meer van 'n ernstiger noot met sy nuwe liedjie Breek die Mure. Goeiemôre, my ou vriend. Ja, sy lekker om weer terug te wees Baie, en baie mekaar laas gesien by die Voelgoed Golfdag. Ja, inderdaad. bietjie Dis daar lekker om saam. jou ook bietjie raak te loop daar. Ja, lekker tye. Baie dankie dat jy weer 'n bietjie by ons kom kuier en jy weet net voordat ons nou oor Breek die Mure gesels, paar interessante feite. Jy is natuurlik ook 'n man wat 'n interessante stokperdjie het, maar voor dit jy het 'n liefde vir spinnekoppe en slange. Dis korrek, ja. Ek wil dit nie altyd vir mense vertel nie, maar ja, ek was altyd bang geweest vir die goeters en ek dink dit is waar dit nou gespaak het in my kop is dat ek wou hierdie vrees oorkom en al my vrees oorkom het verhoogtes en al daai goeters. So ek het elkeen van hulle aangepak en ek dink dit was toe een van die redes hoekom ek toe nou maar op jou en vandag tarantulas gekry het en toe nou ook 'n groenboom luislang gekry het, is om bietjie meer in te delf en te sê wie wat jy kan nie vrees oorkom en as ek dit kan doen, kan jy dit ook al buite doen. So ja. Maar waar, jy weet die stokperdjie, so dis nou juist net omdat jy jou vrese wou hê, maar toe word dit nou vir jou 'n bietjie meer van 'n hierdie interesseer my meer as daai so. Ja, ek dink soos 'n mens verder aangaan, kom jy agter dat spinnekoppe en slange oor die algemeen, hulle het verskillende persoonlikhede en 'n mens sal nie altyd sê jy glo slange is 'n slang en spinnekop is 'n spinnekop. Maar as jy nou kyk van waar hulle af vandaan kom, of nou 'n brachypelma auratum is en of dit nou 'n wat ook al is, dan hulle het verskillende persoonlikhede en ook of dit 'n nuwe wêreldspesies is of 'n ou wêreldspesies. Dit is nogal crazy as jy begin indelf in dit gee vir jou, dit maak jou oë oop omtrent wat die wêreld het daar buite. Maar daar's dan 'n hengse verskil. Ek meen 'n hond se temperament kan jy half lees. Is dieselfde ook met slang en spinnekop, kan jy ook sien hier ook gaan nou die trek of hy. In die oggende as ek wakker word, dan kan ek sien maar eers my groenboom luislang wat se naam Chimera is. Sy's bietjie moeilik vandag, so sy is teen honger. So ander keer dan les net rustig op die takke en so en die spinnekop is presies selfs, hy wys vir jou sy geïrriteerd is, tel sy voetjies op en ja, is verskriklik interessant. Ek onthou die eerste keer toe ek hom moes vashou. Kyk, dit het baie inspirasie gevat, maar toe dit nou eventually eers gebeur en hulle is op jou hande goed, kom jy eintlik agter dit bring 'n ander rustigheid oor jou. Ja. Dit is, ek dink dis 'n prikkelgevoel wat hy vir jou gee. Jy kan dit eintlik half nie voel nie. Dis net daai klein tingle wat oor jou vel loop en dis 'n gemaklike gevoel. Dit is nie asof dit jou enigstens afskrik nie. So Dion, as jy ook nou so daar in die tuin rondstap, dan sien jy ook eerder dinge raak en dan kom jy op ietsie af of ek dink dit maak mense kop oop, soos ek sê, vir baie goeters, vir plante en al daai goeters. Dis hoekom ek bonsais ook het. En jy nou daag geskerp hoen of iets ook raak? Ja, in my ma se tuin. Toe kom ek op 'n Transvaalicus af wat in my ma se tuin was en verskriklik mooi om te sien. Bly om te sien julle het dit gesien op Instagram. Ons volg vir jou, ons hou vir jou dop met groot oë. Luister, baie interessant, jy's ook 'n visserman. Jy gaan op die bokboot wees. Dit beteken nie noodwendig jy gaan jou stokke saamvat of van daar af te hengel nie. Ek wens ek kon, yes. Ja, so ons gaan 'n bietjie op die bokboot ook en dis nou nie nuwe nuus wat nou uitgekom het ook. En yes, aardklop is ook later in die jaar wat ons daar ook gaan wees. So ek sien uit na 'n hele paar feeste, 'n hele paar kuiersessies en 'n hele paar visvangsessies saam met dit. So hopelik as ons nou na Namibië toe gaan ook gaan ons 'n bietjie gaan visvang en 'n paar visies intrek. Vorige een was dans in Afrikaans, jy's terug met Breek die Mure, bietjie meer van 'n ernstiger aanslag, net so agtergrond oor die liedjie. Dit is 'n persoonlike liedjie meer as enigiets anderste en ek wil nie regtig vir die mense vertel hoe persoonlik dit is nie, want ek wil hê die mense met hulle eie storie kry omtrent dit en hulle eie verhaal daai uitmaak. Ek dink dis waaroor musiek gaan ook op die einde van die dag, is dat jy vir jouself 'n storie maak uit. Maar vir my was dit uit persoonlike gedeeltes wat ek geskryf het vir my wat met my gebeur het en met my verhouding gebeur het. So ek moes deur dit werk en ook uitvind ek moes die mure breek om verder te kon gaan met my en haar. En ek dink dit is maar op die einde van die dag waarop elke ou se boetjie maar lê. Hy moet vir homself besluit en ek dink dis wat die video ook vir ons wys op die einde van die dag. Dit maak dit gemakliker om vir mense te kan sê hier is hy. Maak dit om wat jy wil. En as kunstenaar voel jy ook gemakliker om 'n bietjie meer van jouself in so, jy weet, van daai, soos jy sê, dis 'n persoonlike ervaring, maar net 'n bietjie meer daarvan te begin deel, aanvanklik as 'n ou dalk ingekom het met 'n lekker, jy weet, op en wakker liedjie. Ja, ek dink soos met dans in Afrikaans en met wyn en al daai goeders, dit is bietjie meer van ons willekeuer goeders en dan het ons ook ons mooi liefdesliedjies in Olyfie en Plek in my hart en ek dink hierdie is 'n opvolg van wat Plek in my hart was. Nie 'n opvolgie maar 'n voorganger wat Plek in my hart was en dis lekker om vir mense die verhaal van my te kan vertel want elke ou vind sy eie storie en Plek in my hart doen verskriklik goed vir ons en Olyfie doen ook al klaar
regtig baie goed en ons hoop dat Breekie Mure ook 'n bietjie meer van daai persoonlike element vir die mense kan bring. En is lekker om te sien ook hoe jou gehoor saam met jou groei, né? Want mense groei saam met jou en soos wat jy ook die verskillende fases nie net in jou loopbaan bereik nie en in jou persoonlike lewe, wil mense ook heeltyd meer weet of hoe kom en Ek geniet dit. Dit is vir my lekker om mense te wees. Dit is lekker om my gedeelte te deel met hulle. Ek hou van stories. So jy ontmoet verskriklik baie mense en vir my op die einde van die dag is dit hoe meer mense jy ontmoet, hoe ryker raak jy as mens en hoe meer stories kan jy kry ook op die einde van die dag. Juist vir ons as liedjie skrywers om dit te kan gebruik eendag. Gaat ons dan eersdaags ook, omdat jy nou so hou van die hengel, jy weet visvang en so, dalk ook sommer net so hou lekker tongerietjies visvangliedjie van jou afkry. Onthou jy? Harapie spoor dan. Is lekker. Ja, nee, ek dink as ek so iets doen, dan gaan ek seker saam met jou doen, want ek dink die vorige keer het ek jy die boutskit uitgebring en ek het die prikkel boutskit uitgebring. Van die biscuit na die prikkel bout. Yes, so ek dink ons kry 'n liedjie wat ons saam kan doen en dan klap ons sommer van daar af. Dit klink vir my na 'n plan. Nou jy net die slange en die spinnekoppe asseblief weg want dit gaan ek reg. Ek dink ons los net by die visvang gedeelte. Ek is dank die Vader bly jy het nie jou diertjies saamgebring hier na die studio toe nie, want dan sê ek verseker oorgegee dan vir my kollegas. Dis Dion Groot wat saam met ons kuier op hierdie goeiemôre, it's good morning en ons gaan net hierna verder gesels en ook kyk na sy splinternuwe liedjie wat hy vir ons die video van saamgebring het, Breek die Mure. Jy moenie weggaan nie. Die dinge gaan groot en lekker raak nog vir die res van hierdie oggend. Net hier op Goeiemôre, good morning. Onthou jy kan ons op die sosiale media platforms volg en laat weet ons sommer wat jy van ons dink en hoe jy daarvan hou om saam met ons te kuier hier op Goeiemôre, good morning. Net hierna breek ons die mure saam met Dion Groot.